is 'n spesifieke soort ervaring wat baie mense al gehad het. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis van ons stories nie hoor, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Dit gebeur wanneer jy lank aan iets probeer werk, 'n legkaart, 'n ingewikkelde probleem, 'n moeilike idee, en vir 'n lang tyd lyk dit asof niks sin maak nie. Die stukke is daar, maar hulle pas nie by mekaar nie. En dan gebeur daar iets, skielik klik een stuk in op sy plek. En wanneer dit gebeur, begin alles anders lyk. Skielik sien jy hoe die res van die stukke saamval. Die legkaart het nie verander nie, die stukke was nog altyd daar, maar jou begrip van die geheel verander. In die wêreld van wetenskap gebeur dit dikwels. Einstein het byvoorbeeld nie nuwe planete ontdek of nuwe sterre geskep nie. Wat hy gedoen het, was om 'n nuwe raamwerk te ontwikkel, waarbinne alles wat mense reeds waargeneem het, skielik sin gemaak het. Dit is die verskil tussen kennis en insig. Kennis versamel data, insig sien hoe die data saamhang. En volgens die Nuwe Testament is dit presies wat met die eerste Christene gebeur het. Vir jare het hulle die skrifte gelees. Hulle het die verhale van Abraham, Moses en Dawid geken. Dis nou die Jode. Hulle het die profesieë van Jesaja gehoor. Hulle het die psalms gesing. Maar baie van hierdie dinge het soos los stukke gevoel, totdat iets gebeur het wat alles laat saamval het. Paulus beskryf hierdie nuwe perspektief op 'n eenvoudige manier in 2 Korintiërs 1:20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is dit 'n volmondige ja. Nou, dit is 'n ongelooflike idee. Paulus sê basies dat die hele Bybel se verhaal, al die beloftes, al die profesieë, al die hoop op een plek saamkom. Dit is soos wanneer jy 'n roman lees en eers aan die einde besef hoekom al die vroeë hofstukke of hoofstukke nodig was. Skielik sien jy patrone wat jy vroeër totaal en al gemis het. Dit is ook waarom baie mense die Bybel as 'n versameling los stories sien. As jy net klein gedeeltes lees, kan dit inderdaad so voel. Maar wanneer jy die groter storie begin sien, gebeur iets anders. Dan begin jy patrone raak sien. Die idee van bevryding, die idee van 'n nuwe verbond, die idee van God wat naby aan mense kom. En skielik besef jy dat hierdie temas nie toevallig is nie. Hulle is deel van 'n groter narratief, en dit is presies wat die eerste Christene ontdek het. Hulle het begin sien dat die Bybel nie net 'n boek van los idees is nie, maar 'n verhaal wat oor eeue ontwikkel het. En wanneer 'n mens daardie storie begin verstaan, verander dit hoe jy jou eie lewe sien, want jy besef dat jou lewe ook deel is van 'n groter verhaal, nie net jou persoonlike ambisies of jou eie planne nie, maar 'n storie wat God besig is om in die wêreld te skryf. Dit is waarom geloof nooit net 'n individuele ervaring is nie. Dit word altyd 'n gedeelde verhaal. En dit is presies waar gemeenskap belangrik word. Wanneer mense saam begin leef in die lig van daardie groter storie, begin hulle mekaar help om dit uit te leef. By die huis, in hulle werkplekke en in die alledaagse ruimtes van die lewe. En dit is presies wat ons bedoel wanneer ons praat van 'n nommer 1 netwerk vir jou lewe. 'n Gemeenskap waar mense ontdek dat hulle persoonlike stories deel is van iets veel groter. Want soms verander alles nie wanneer nuwe stukke bygevoeg word nie, maar wanneer jy uiteindelik sien hoe die stukke wat reeds daar is, saamval. Baie mense leef asof hulle lewe net oor hulle eie planne en probleme gaan, maar wanneer jy begin sien dat jou lewe deel is van God se groot storie, verander alles. Jou werk kry nuwe betekenis, jou verhoudings kry 'n nuwe doel. Vandag, vra jouself, hoe kan my optrede vandag iemand anders help om iets van God se storie te ervaar? Soms begin God se groot storie sigbaar word deur klein keuses wat ons elke dag maak. Tot volgende week, mooi loop.